ouens nodig om asseblief vinnig hier voor te kom staan, maar jy moet 'n Bybel hê, dis die voorwaarde. Jy moet 'n versie kan lees, so staan nie net gou 4 ouens, en ek julle moet spesiaal uitnooi, as jy 'n Bybel het, is dit dankie Chantay, dankie Annabel, die jong mense verteenwoordig. Is jy iemand van die immergroen groepie? Mag ek so praat? Is daar iemand wat nog, ons kort nog 2. Kom maar nog jong mense, lyk my die jong mense gaan vir ons lees vandag, is alright. Jaconet, as jy nou ook hier voorkom staan, dan sit nou almal, okay. Die Bybel op jou foon is fyn, dis 'n regte Bybel, as jy sê dieselfde. Sal jy gou vir ons opsit, Elsobie, kan jy vir ons daai slide, mis ek iets? Is die nuwe generasie, dis okay. Het almal van julle Bybel. Is daar iets wat ek vir julle kan doen daar agter? Okay. So ek gaan vinnig vir jou sê, Jaconet, so jy is Matteus 6 vers 10, Annabel is Matteus 6, 33, Chantay is Lukas 6, 20, het ek jou naam vergeet, Dian, amper sê ek vir jou Damien, dit was naby, Dian is Lukas 8 vers 10, en terwyl julle dit kry, gaan ek net vir julle 'n kort stukkie lees, sommer net so kosbaar uit my hart uit in die lig van die vergifnis waarmee ons besig is. En ek hoop dit praat so 'n bietjie met jou hart soos dit met myne gepraat het. Dit sê elkeen van ons kom ongeskonde in die wêreld. Ons vertrou alles en almal. Maar soos ons groter word, word ons ontnigter deur mense wat ons vertroue skok en ons seermaak. Party van ons gaan iewerster deur mishandeling. Wonde in ons hart kan in bitterheid ontaard. Jy alleen genees nie die wonde nie. Ons reaksie op seer is om onsself te onttrek van mense en ons bou mure om ons. Nou moet ons leer om te vergewe. Anders kan ons nie aanbeweeg in verhoudings nie. Mahatma Gandhi sê, die swak mens sal nooit vergewe nie, want vergifnis is 'n sterk mens se eienskap. As die onvermoë om te vergewe word naderhand 'n tronk, onvergifnis word woede en trots staan in die pad van vergifnis. Stresvlakke verhoog, dit lei tot spanning en hoë bloeddruk en allerlei gesondheidsuitdagings en sielkundige probleme. Jy mors kosbare tyd deur vas te klou aan die seer, teleurstellings, woede en onsensitiwiteit. Gekoesterde seer kry verander in haat en in bitterheid. Dis soos om 'n glas vol gif aan te maak vir jou vyand en dan daardie glas gif self op te drink. Mag jy onthou dat ek en jy word geroep vir vergifnis. Hierdie reeks waarmee ons besig is, het reeds hierdie week afgeskop in die selgroepe. So as jy nog nie, ek dink daar's nog net 5 boeke oor. So daar's nog net 5 rooi boeke waarmee jy dan nou ook intensief hierdie kursus kan doen. Maar die grootste hart agter dit in reaksie wat ons glo die Here vir ons gesê het, is eenvoudig dat elke liewe een van ons aan die einde van hierdie tweede kwartaal sal kom en regtig vergewe het, soos wat ons ook veronderstel is om te vergewe, sodat ons ook regtig kan vry wees. Nou op hierdie opstanding Sondag wil ek so 'n bietjie met jou praat oor die koninkryk van die hemele. 'n Breë tema. En ek is bly ons het jong mense gekry want hulle staan al lekker lank hier voor is nie. Maar hierdie tema is so in die Bybel ingeweef dat hy soms wegraak en so wat ek gaan poog in steede van om vir jou een gedeelte te lees, hoop ek om vir jou 4 van die versies wat deel is van die bekendste gedeeltes, hoop ek om vir jou net iets weer van die koninkryk te wys. En so ons begin in Matteus hoofstuk 6
So en let net op die koninkryk en let net op of jy kan hoor waar staan dit. Is jy reg om haar ene te unmute? Daar's so sy. Matteus 6 vers 10. Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Klink dit vir julle bekend? Van waar is dit? Dis in Onse Vader. So een van die bekendste gedeeltes, die wegspringplek, die koninkryk. In Matteus 6:33. Ek lees dit in Engels, ek's jammer. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Hy sê soek eerste die koninkryk. As hy sê eerste, beteken hy voordat jy kerk begin soek. En julle weet, dit is belangrik om die regte kerk te kry, nee. Voordat jy begin man soek, voordat jy begin vrou soek, voordat jy begin werk soek, voordat jy begin gesondheid soek, voordat jy enigiets soek, soek eers die koninkryk. Maak dit dan nie dan sin dat ons ook moeite moet doen om die koninkryk te verstaan nie? Ek hoop dit maak vir jou ook sin. Lukas 6:20. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle armes, want dan julle behoort die koninkryk van God. Waar staan dit? Wat se gedeelte is hy mee besig? Ja, die beaches, die bergprediking. Daar waar ons lees van die sout en van die lig en al hierdie wonderlike dinge wat ons veronderstel is om te doen. Is hy so salig is julle wat arm is van gees, want aan julle behoort die koninkryk. Die laaste een, Lukas 8:10. En hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Baie nice. Julle sal my baie beïndruk as jy vir my dankie, julle kan gaan sit. Julle sal vir my baie kan beïndruk as julle vir my kan sê, wat se gelykenis is dit wat hy Lukas 8 vers 10, wat hy sê, aan ons is die verborgenhede van die koninkryk gegee. Ja, jene, Louis, ek is beïndruk, en julle kan dit nou nie glo nie, maar ek kry nou nie die bedryf afgesit nie, gaan julle hom maar mute aan daai kant, want as ek nou nog 'n rukkie langer moet die, na die gelykenis van die saaier, van die verskillende grond waarin die saad val, dan sê hy weer eens, hy sê so, aan julle is gegee die verborgenhede van die koninkryk. Ek wil vir julle sê, die koninkryk is so sentraal in die Bybel, dat die dik teoloog met die dik brille, dit is nou verkeerd uitgekom, dat die groot teoloog met die dik brille, vreeslike argumente het. Want party van hulle sê so sterk dat die koninkryk van die hemele of dan die koninkryk van God is die sentraalste tema in die hele Bybel. Dit is wat Jesus kom aankondig het, dit is waar Jesus met ons wil praat. En dan is dit so dat in die 20ste eeu ons skielik stil geword het oor die koninkryk en verstaan ons nie heeltemal die koninkryk nie. En omdat ons nie regtig blootgestel is aan 'n koninkryk nie, is daar baie elemente van hierdie koninkryk wat ons nie regtig lekker verstaan nie. Ons gebruik die woord koninkryk, maar wat ons baie keer bedoel, is net die hemel, is wat eendag kom. En so ek wil vir jou sê, daar is iets baie spesiaal aan die koninkryk. Daar's iets om te snap, om te verstaan, en op hierdie opstanding Sondag hoop ek om jou weer terug te vat na die koninkryk, sodat wanneer ons die koninkryk verstaan, ons opnuut waardering sal kan hê vir die opstanding. Die koninkryk is ontsettend belangrik. Wanneer ons sukkel met uitdagings in ons lewe, behoort ons te kyk, ons behoort antwoorde te soek in die koninkryk. Ons moet mooi verstaan. Nou hier's die ding. Jesus in sy tyd op aarde praat baie oor die koninkryk, want waaraan die mense blootgestel is 'n koninkryk. Hulle weet wat dit is as daar 'n koning is wat 'n area het waaroor hy heers, wat daar burgers is en wat daar wette is. En so hy gebruik die term om hulle te help om te verstaan. Maar nou leef ons vandag en ons lewe in 'n demokrasie. Ons het nie meer, 'n koning in hierdie land nie. Ons is nou 'n demokrasie waar die mense die reg het, waar die mense moet stem. En so hierdie maak iets in ons hart dat ons iets van Vader se hart misverstaan. En dan wat gebeur is, ons dink partykeer dat ons kan ons demokratiese denkwyse vat en ons kan dit van toepassing maak op die Bybel. En ek wil vir jou sê, jy kan nie. Die meerderheid regeer nie in die Bybel nie.
Die koning regeer in die Bybel. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Dis nie die meerderheid wat die laaste sê het nie, die koning het die sê. En ons moet onthou dat ons word deel van hierdie koninkryk. En so begin my om net met jou deur 'n paar van hierdie elemente te gaan. So die eerste en seker die mees obviousste deel is dat die koninkryk het 'n koning. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik om Vader in sy regmatige plek te sit saam met sy seun aan sy regterhand om te verstaan wie is die koning, wie word gedien en wie is die diensknegt. Want partykeer in ons woorde verklap ons iets van ons hart waar ons partykeer dink dat eintlik is ek die koning en God is die diensknegt. Wanneer ons goed sê dat soos ek het dit gevra, hy het dit nie gedoen nie, nou is ek kwaad vir hom. Dan is ek mos nou die koning. Jy sien, as ek verstaan dat hy die koning is, dan verstaan ek wie die laaste sê, selfs wanneer dit moeilik is. En so ek herinner jou net 1 Timoteus 6:14 bevestig hy dit. Hy sê, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. So wie is die koning van die koninkryk van die hemele? Dis Jesus. En nou kan jy dalk in jou hart voel, maar is dit nie God die Vader nie? Ek wil vir jou sê, hulle heers op dieselfde manier wat hulle geskep het, toe hulle gesê het, laat ons mens in ons beeld maak. Dit is okay. God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees werk nie afsonderlik van mekaar nie. Dis 'n eenheid. Maar dit is baie duidelik dat in 1 Timoteus 6, hy sê Jesus is die koning van die konings. Hy gaan heers. En hy bevestig dit. So veral in Openbaring en ons gaan wanneer ek klaar maak gaan ons weer daarna kyk. Maar ek wil hê dat jy moet weet in die eerste plek dat in hierdie koninkryk waarin ek en jy wandel, is daar 'n koning en hierdie koning het die laaste sê. En ek hoop dat dit bring by jou verligting en nie angs nie. Jy kan op 2 maniere dink oor die wêreld. In die een hand, God is regtig in beheer en hy weet wat hy doen. En in die ander hand, niemand is in beheer nie en die toeval van die lewe verloop nou maar net soos wat hy verloop. En ek verkies uit die aard van die saak die eerste een en ek lees in die Bybel die eerste een. God is in beheer en ek weet nie wie moet dit hoor vanoggend nie. Ek weet nie vir wie is daar so 'n bietjie van 'n beklemming rondom hoe gaan goed uitwerk en wat gaan gebeur en hoe gaan goed wees vorentoe. Ek wil vir jou sê jy kan ontspan in die wete God is genuine in beheer. Maar ek wil hê met hierdie koneksie maak. Hy is die koning, so hy sê ek doen, nie ek sê en hy doen. En as hy nie doen wat ek wil hê nie, dan is ek vies nie. Dis 'n demokrasie. Koningskap is hy sê en ek doen. En ek geniet ook die voordeel daarvan wanneer ek gehoorsaam is aan dit wat hy sê. So ek wil jou herinner in Lukas hoofstuk 6, kan julle die storie onthou van die 2 ouens wat gebou het? Daar was 2 huise gees wat gebou was. Een was gebou op die en die ander een op die. Goed, kan julle onthou wat was die verskil? Uit gehoorsaamheid. Beide bou. Beide is so goed 'n lykoraat. Beide is staan op 'n stadium. Maar toe die storms kom, toe bly daar net een staan. Ek wil vir jou sê, as dit vir jou moeilik is om staande te bly in die storms van die lewe, oorweeg dalk dat jou huis nie op die rots gebou was nie. Oorweeg dalk dat 'n deel, 'n aspek van wie jy is en hoe jy glo, nie besig is om gehoorsaam te wees nie, want hoor wat hy sê, en wat noem julle my Here, Here? Met ander woorde koning. Maar julle doen nie wat ek sê nie.
Elkeen wat na my toe kom en die woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie is hy, en dan vertel hy ons die storie van die persoon wat sy huis op die rots gebou is. Die groot toets lê in die storms van die lewe. Wil jy weet waar is jou huis gebou? Jou geloofshuis. Kyk, hoe reageer jy in die storms van die lewe? Dan sal jy weet hoe jou huis gebou is. Dis krities belangrik dat as ek en jy in hierdie koninkryk wat deur die opstanding van die Here Jesus Christus die ultimate bevestiging is, dat sy koninkryk wel gekom het, nog nie in sy volheid nie, dis baie belangrik. Jesus se koninkryk, sy heerskappy word op aarde gevestig met sy wederkoms, dan sal dit vir eens en vir altyd wees. Maar hy sê vir ons so, hy sê, die koninkryk het naby julle gekom. Ek en jy kan al 'n deel van hierdie koninkryk beleef deur gehoorsaam te wees. Die koninkryk het nie alleen 'n koning nie, maar 'n koninkryk bestaan ook uit burgers, of dan nou burgerskap. En so Filippense 3 vers 20 sê dit, hy sê, want ons burgerskap is in die hemel, vanwaar ons ook die verlosser verwag, ons Here Jesus Christus. Nou ek wil nie stil staan, want hierdie is genuine belangrik. Weet jy dat afhangende van jou burgerskap, bepaal dit ook die reëls wat jy behoort te volg. Dit bepaal ook waarin jy skuldig is of nie. Ek bly nou by my. So, nie alle lande het dieselfde reëls nie, reg? Wat 'n oortreding is in hierdie land, is nie noodwendig 'n oortreding in Amerika nie. So wie van julle weet wat's jaywalking? Ja. Dis as jy nie die voetoorgang gebruik wat jy moet nie, dis jy nie by die robot oorgaan nie, as jy tussen die verkeer. Nou wie van julle sal toegesluit omdat jy nie by die robot oor die pad geloop het nie, maar op 'n ander plek? Is die een van julle wat al so, want dis nie 'n ding in ons land nie. Ons ag nie lewe hoog genoeg om te dink ons met die robot te gebruik nie. Ons loop maar net oor die pad, reg? Want my burgerskap, en as 'n Suid-Afrikaanse burger oortree ek nie die reëls as ek oor die pad oorgaan. As ek lus is om van OK af Ubare toe te loop, hoef ek nie al die pad terug te loop robot toe nie. Ek cruise net daaroor. Niemand gaan my toesluit nie. Sou ek in 'n ander land wees, soos Amerika, in dieselfde setup, sou ek moes gaan soek het vir 'n voetoorgang sodat ek oor die pad kan kom, anders te word ek toegesluit. Julle is met my. Hier's 'n koninkryk van die wêreld en hy het reëls, en daar is 'n koninkryk van die hemele, of dan nou die koninkryk van God, en hy het reëls. En hierdie reëls is nie dieselfde nie. En dan gebeur dit baie keer, ons gee ons hart en lewe vir die Here. Ons word burgers van hierdie koninkryk, en dan dink ons hierdie koninkryk se reëls geld nog. So kan ek jou sê hoe werk die aardse koninkryk. Die aardse koninkryk werk so. Ek groet net hulle wat my groet. Aardse koninkryk. Aardse koninkryk sê, ek vergewe net as jy vir my sê, jy's jammer. Aardse koninkryk. Aardse koninkryk het baie trauma, hartseer en teleurstelling, want dit is gemik op die tydelike. Aan die ander hand, die koninkryk van die hemel het ander reëls. En hierdie reëls sê, ek en jy behoort lief te hê. Ek en jy behoort te vergewe, al vergewe hulle ons nie. Hier's ander reëls in hierdie koninkryk. En ons moet verstaan dat ons burgers geword het van hierdie koninkryk en dat hierdie reëls nou op ons van toepassing is. Jy sien, as jy volgens hierdie reëls speel, kan ek mense hanteer soos wat hulle my hanteer. Maar as ek my burgerskap hier opgeneem het, maak ek myself skuldig, nie vir mense nie, maar vir God. So sien hier, hulle het my so en so en so hanteer, daarom gaan ek hulle so en so en so hanteer. Hier, ek hanteer jou, soos wat my Vader in die hemel het van my vra, want dit is my belangriker om geregverdig te staan teenoor my God, my koning se versoek,
geniet baie meer voorkeur as my eie oordeel. Ek en jy moet onthou dat ons burgerskap is nie meer van hierdie wêreld nie. Ons het ander burgerskap. En as jy nie die reëls goed verstaan nie, dan vind jy jouself kort in 'n stryd. En dan word Christendom moeilik. En dan sê ons gereeld goed soos, man, ek probeer 'n goeie mens wees, ek probeer die regte ding doen. Snap net jou burgerskap. As jy jou burgerskap opneem en jou identiteit verander en jou oë word gerig op die koning van die konings, dan vloei die regverdigheid deur my. Dis nie meer 'n selfpoging nie. Ek hoef nie meer so self te probeer nie. Ek kan toelaat dat wie hy is deur my skyn. En daarom sê Matteus 5 vers 16, hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense. Ek en jy, burgers, of dan nou ambassadeurs, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Mense is nie veronderstel om ons te verheerlik nie, hulle moet na ons kyk, hulle moet Vader se lig sien en sê, hierdie ouens is besig om te fokus op die koning van die konings. Mag dit so wees, mag dit ons getuienis wees, dat wanneer mense van 'n ander koninkryk te doen kry met die mense van hierdie koninkryk, dat hulle sal sê, ek sien die lig. Ek sien die lig wat deur hom en haar skyn. Ek en jy word geroep as burgers, maar solank as wat ons hier op aarde is ons ook ambassadeurs. Jy verstaan, 'n verteenwoordiger. Jy het die voorreg om die koninkryk van die hemele te verteenwoordig. Die laaste aspek van hierdie koninkryk. En daar is soveel dinge. Ons kan weke oor die koninkryk praat. Maar hierdie 3 goed, onthou dat daar 'n koning is. Onthou dat ek en jy ander burgerskap het. En onthou dat hierdie koninkryk se wette is vas. In Lukas 11:28 sê, en hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. En daar's iets opgesluit in daardie bewaar, dis nie om dit te bestudeer nie. Dit is nie om dit veilig te hou vir die volgende generasie nie. Daardie woordjie bewaar beteken dit om dit in jou hart te koester. Soveel so dat ek en jy gehoorsaam is aan sy woord. Daar is reëls vasgemaak in God se koninkryk. En ek en jy het die voorreg om te weet wat dit is. En wanneer ons weet wat dit is, dan het ek en jy ook die voorreg om onsself te beskerm daarteen. Ek hou daarvan om hierdie voorbeeld te gebruik. Jy sien, as ek weet dat ek 'n burger is van hierdie land, en ek weet wie is my koning, en ek weet wat sy reëls is, nou net 'n voorbeeld, as een van sy reëls sê, luister jy, ons ry aan die regterkant van die pad, en ek cruise aan die linkerkant van die pad, en ek ry kort in 'n trok vas. En dis hoe baie kinders van die Here leef, baie van ons leef so. Ons leef in 'n ander land, ons het burgerskap opgeneem in hierdie land, maar ons ry volgens hierdie reëls. En dan is daar kort 'n hengse ongeluk, en dan verstaan ons nie, hoe nie. Bly by die reëls. Bly by die beginsels. Daar is 'n rede hoekom hy sê in die koninkryk van die hemel, salig is hulle wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Daar's 'n rede hoekom hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Hoekom? Is sodat ek in die koninkryk van die hemel 'n deurbraak kan beleef. Kan ek jou net vat na 'n oomblik toe waar ons Vrydag stil gestaan het? Die oomblik toe Jesus Christus aan die kruis hang. Wat skree hulle vir hom? Hulle skree, kom, jy sê mos jy's die koning. Haal jouself van daardie kruis af. Dis die reëls
van die koninkryk van hierdie aarde. Maar Jesus, omdat hy die reëls van die koninkryk van die hemele ken, omdat hy die profeseë verstaan het, het hy geweet, hy is die eens en vir altyd offer wat gebring moet word, en as hy hier deurgaan, gaan hy opstaan as die oorwonne koning, so hy verstaan die reëls en die wette van hierdie koninkryk, en daarom gaan hy deur die moeilikheid, want hy is gefokus op sy koning, op sy opdrag, hy verstaan sy burgerskap. Dis onmoontlik na my mening, dat ek en jy die kruis sal verdra, die moeilike omstandighede, die storms van die lewe. As ons oë nie gefestig is op die leidsman en die volëinder van ons geloof nie. Dat ons behoort te kyk na die koning van die konings. Ons behoort te weet wie ek is, dit is my identiteit. Ons behoort te verstaan. Daarom kan ek sekere goed doen en ek kan sekere goed nie doen nie. Dis hoekom ek nie terugkry nie. Was dit in Jesus se mag om van die kruis af te kom? Ek stem 100%. Dit was 100% in sy mag. Hy het gekies om dit nie te doen nie. En wat keer hom? Die beginsels van die koninkryk. Die wete. Hy is die offer wat gebring moet word, sodat ek en jy in oorwinning kan leef. Die wete dat as hy hier deurgaan, gaan hy die doderyk oorwin. En hy gaan die hemel vir my en vir jou oopsluit om ook die ewige lewe te hê. Ek wil dit graag net van toepassing maak op jou. En vergun my net vir 'n oomblik om met jou hart net te praat, want ek weet, die lewe is nie heeltemal so eenvoudig nie. In die sin, soms moet ons deur harde houe werk. Soms is dit moeilik en is daar baie trauma en is daar baie teleurstelling. En dan raak dit regtig moeilik. Ek wil jou aanmoedig. Moenie probeer terugseer maak nie, maar laat toe dat God vir namens jou wraak neem. Dit is die beginsel van die koninkryk van die hemele. Ek wil jou aanmoedig. Moenie angstig raak nie. Moenie bekommerd raak as dit vir jou lyk die sommetjies gaan nie klop nie. Moenie veral nie so angstig raak dat jy allerlei dinge en modelle en maniere van die wêreld implementeer om te dink dit gaan jou laat bo uitkom nie. Ek wil jou aanmoedig, hou vas aan die wette en die beginsels van die koninkryk van die hemele. En as dit beteken dat jy iets hier op aarde moet verloor dit liewerster en wen eendag, wen in die hemel. Gaan in vir die ewige oorwinning en nie vir die tydelike genot nie. Ek ervaar regtig in my gees, een of twee persone is wat regtig hinker op twee gedagtes. En die wêreld roep hard na jou. Hard. En jy dink, miskien sal dit maar die manier wees. Ek staan hier voor jou om vir jou te sê, bou liewers jou huis op die rots. Besef in alle waarskynlikheid, moes hy uitgrou om tot by die rots te kom, en was die ou wie se huis op die sand gebou was al 'n entjie voor. Hy dalk al sy dak opgehaal terwyl hierdie een nog besig was om sy fondasie te lê. Moenie angstig rondkyk nie. Hou vas aan die woord van die Here, hou vas aan sy beginsels. Hy sê in Spreuke 7:2, hy sê, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Hierin is die ware lewe. Is om die beginsels van die koninkryk uit te leef, selfs in die oomblikke wat dit moeilik is. Ek lees vir jou ons laaste versie. En miskien voordat ek dit lees, ons bid eendag in Standerton, sommer so in die bidkamer, daar kom 'n ou ingeloop, en toe kom sien toe, lyk hy vir my bekend, maar ek kry hom net nie lekker geplaas nie.
En die tyd loop en op 'n stadium sien hy my onsekerheid en hy sê vir my, luister, ek is die karwag daar by Hoompie. Ek sê, okay, dis wie hy is. En ons begin saam bid en hy bid vurig saam. En ek kan hoor hy's uitverkoop in die Here en dit doen my hart so goed. En ek begin met hom so 'n bietjie deel, ek wil toe nou kyk, ek wil nou weet, verstaan, is hierdie, het is ernstig oor die Here, jy weet, hoe resoneer sy hart? En in daardie gesprek sê hy vir my, hy sê, man, ek het eendag iets gelees en ek stem saam met dit. Hy sê, pastoor, ek ken nie alles van die Bybel nie. Hy sê, maar ek het gekyk aan die einde en ek het gesien, Jesus wen, so ek glo hom. Mag ek nie onthou hierdie opstanding Sondag. Jesus wen. En hier's waarvan hy praat, in Openbaring, hoofstuk 11, vers 15. En die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat gesê het, die koninkryk van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Ek ken nie alles nie, maar ek weet Jesus wen. En ek weet ek gaan kies om my oë te rig op die koning, om opnuut my burgerskap in te neem en moeite te doen om te verstaan wat is die beginsels waarvolgens ek moet leef, sodat ek nie kort in die moeilikheid is en ek nie kort myself in 'n ongeluk bevind nie. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. En Here, as uitverkoopte manne en vroue teenoor U, kom ons opnuut en ons sê baie dankie dat U die kruis verdra het, dat die sleutel van die doderyk gaan haal het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Vader, ons sien met verwagting uit na daardie dag wat ons voor U sal staan, wat die dinge van hierdie wêreld en sy sorge klein word in die lig van wie U is. Here, mag ons getrou gevind word. Mag ons baie lief hê. Mag ons vinnig vergewe. Mag ons in die vryheid wandel waarmee U ons vry maak. Ons kom verklaar opnuut, U is die groot ek is. Here, ek wil nou bid vir elke hart wat op 2 gedagtes hinker. Vir elke persoon wat die roepstem van hierdie wêreld moes aanhoor in hierdie laaste seisoen. Die stem wat sê, doen maar die deal onder deur die tafel, niemand sal weet nie. Die roepstem van hierdie wêreld wat sê, gaan soek liefde maar op 'n ander plek, want hier sal jy dit nooit kry nie. Die roepstem van hierdie wêreld wat sê, hulle is in elk geval nie lief vir jou nie. Die roepstem van hierdie wêreld wat sê, almal doen dit, so jy kan dit maar ook doen. En Vader, ek kom staan in die Gees, in die naam van Jesus, teen elke poging van die vyand om te slag, steel en te verwoes, en ons orden ons gedagtes en ons harte voor U. Ons erken opnuut, U is die koning, U doen, U sê en ons doen. Ons is die burgers, en ons sal kies om gehoorsaam te wees aan die reëls, die wette en die beginsels van U koninkryk. Ek bid dit in Jesus naam.